Suan de Wet, welkom terug op die Oorsee YouTube kanaal. Is daar seker nie 'n Afrikaanse woord vir YouTube nie? Hoe sal ek dit uitspreek? Nee, dis 'n selfstandige naamwoord, so dit is maar dis 'n eie naam, so dit is YouTube. Ek vra verskoning nou al want ek vat altyd en jy kan gaan terugkyk op van my onderhoude. Gewoonlik as ek met iemand gesels wat baie Afrikaans is, dan net voor ek Afrikaans vernietig deur dit te ruil met 'n Engelse woord, dan sê ek vir hom gewoonlik Suan gaan baie kwaad wees vir my as hy hierdie onderhoud kyk. Ag ek is bly ek kan bydra tot jou Afrikaanse taalvaardigheid. Baie dankie en weer eens dankie dat jy op die program gekom het. Vertel vir ons 'n bietjie waarmee is wêreldwyd die laaste 2 jaar besig vandat ek en jy laas op hierdie kanaal gesels het. Sjoe, ek moet amper vir sê waarmee is ons nie besig nie. Soos die mense al seker weet, doen ons al meer as 2 dekades hou ons kontak met ons mense in die buiteland. En ons sê altyd ons is daai tuiskomplek vir mense. En in die 2 jaar wat ek laas met jou gesels het, besef ek al hoe meer daai tuiskom, wat beteken daai woord? Tuis is nie net 'n plek nie, dis 'n gevoel. En dis regtig wat ons vir mense wil skep, 'n gevoel van behoort. Ons besef daar's bepaalde redes hoekom mense immigreer en dis altyd vir ons hartseer om te hoor wanneer mense immigreer en dis bepaalde redes en dis 'n gesprek vir 'n ander dag. Maar dis vir ons so belangrik om kontak te hou met ons mense in die buiteland en dat hulle goed aanpas en dat hulle nog steeds daai gevoel van gemeenskap het en dat taal en kultuur nog belangrik is. Ek sê altyd Afrikaans is nie net in Suid-Afrika nie, dis in die gemeenskappe in die buiteland en elke liedjie en elke gesprek, dis Afrikaans en dit strek meer as net 'n taal. Dis waar en ek sê dit ook gereeld by baie van die byeenkomste wat ek bywoon dat dit maak my so opgewonde as ek hoor okay hier staan 'n groepie mense om die vuur, hulle is besig om so Afrikaans te praat. Ek sal nie kan dink dat hulle Engels kan praat, wel geheel en al Engels kan praat nie. En dan wat vir my die meeste opgewonde maak is my kinders, want hulle is maar baie Engels, maar die oomblik as hulle tussen Afrikaanse kinders speel, dan begin probeer hulle en hulle is nuuskierig. En hulle tel dit so vinnig op, soos klein sponsies, dan begin hoor jy die woorde kom deur. Hoe as jy nou want jy sê daar's kyk mense gaan baie daar is baie Suid-Afrikaners wat uit die land uit gaan en ons moedig dit nie aan nie. Dis hartseer, dit is. Voel jy daar is meer mense wat in hedendaagse tyd die land verlaat as byvoorbeeld 5 of 10 jaar terug? Ek dink in die tyd het sosiale media gekom in die media. En die media is partykeer lief om dit op te blaas en sê soveel miljoen het nou weer geïmmigreer. Dit is niks niets nie. Immigrasie kom al jare. Dit is 'n ding op in ons daar het kinders hulle het altyd gepraat van die gap jaar gevat en in die buiteland gaan werk om bietjie meer ondervinding op te doen. So ek dink nie daar's 'n definitiewe tendens dat dit nou ewe skielik nou weer styl opneem nie. Daar net soveel mense wat gaan, daar's wel mense wat ook terugkom, dalk nie so baie soos ons wil hê nie. En jy hoor nie altyd daarvan nie. Jy hoor. So ek dink partykeer die media is lief om sensasie te skep. Maar ja, daar is definitief van ons mense wat oor bepaalde redes en 'n mens wens almal kan in die land bly, maar ons weet dit is nie altyd moontlik nie en dit is vir ons belangrik. Dus ek sê as iemand besluit om te immigreer, moet dit op betroubare inligting berus, eerste punt. Soos ek in die vorige onderhoud ook vir jou gesê, ons hoor partykeer die hartseer verhale van mense wat nie die nodige navorsing gedoen het nie of wat uitgebuit is op een of ander manier, wat hierdie beloftes gedoen het of weet, ek sal altyd gaan kyk op die Facebook groepies en kyk wat mense sê, maar moenie net op die Facebook groepies gaan kyk nie. Jy moet doen jou navorsing oor skole en oor kinders en oor die land self en hoe jy gaan aanpas. En ek dink dit wat ons probeer sê, ons het verskeie platforms, soos die nuusbrief wat 2 weekliks uitgaan. Ons het 'n webblad, ons het die wêreldgids en ons kan nou daaroor ook gesels en dan baie aktiewe sosiale media platforms. En dit is vir altyd lekker, op ons platform is daar nooit die debat nie, van die bly en gly nie. Jy weet daar is Suid-Afrikaners in Suid-Afrika wat wêreldwyd volg, as ook mense wat geïmmigreer het. En dis vir ons lekker want dis die families en vriende van die mense wat geïmmigreer het. So AfriForum wêreldwyd gee so 'n bietjie 'n kykie van die werklikheid van die mense in die buiteland
en dan kan jy met jou kinders daaroor gesels en jy weet ook hoe hulle lewe gaan en dit help ook met daai sinvolle gesprekke om te hê. So dit help definitief met die verhouding by die huis ook, dink ek, om bietjie van Ja, daardie realiteit wat mense in die buiteland ook deurmaak. Want iets wat ons ja, besef het in die 2 jaar en waarmee ek baie aktief besig is ook wanneer ons met die familie ondersteuning bied vir die familie wat agterbly. En mense in die buiteland het baie is baie bly ons doen dit. Want die mense wat immigreer wil nie sê ons kry swaar nie, want hulle wil nie hulle familie moet oor hulle bekommerd hier in Suid-Afrika nie. En die ja, familie hier in Suid-Afrika wil nie sê ons mis julle en ons kry swaar nie, want dit klink dan jy gun hulle nie iets nie of jy weet dan is hulle bekommerd. So ons help ook die ouers en die familie wat agterbly met ondersteuning en gee wenke. En so ook dan weer vir julle wat in die buiteland is, hoe kan my kleinkinders nog steeds 'n verhouding met ouma en oupa hê wat in ja, Suid-Afrika is en ons gee daai wenke ook. En soos ek sê, dis lekker, dan is daar gesprekspunte en dan kan julle lekker daaroor ook gesels. En dan weet die ouers ook wat die uitdagings partykeer is, emosioneel ook, wat baie belangrik is. Dis vir my altyd so ja, partykeer as 'n migrant in die buiteland, hulle wil nie altyd waag om te sê hoor jy ek kry swaar nie, want dan voel dit partykeer of ander mense hulle aanval. En Afriforum wêreldwyd wil regtig daai veilige hawe wees waar mense se opinies en ondervinding en hulle blogs deel, want jy weet nie of iemand dalk deur dieselfde gaan nie en nou lees hy jou blog en nou kom hy ja, agter hoor dit is normaal. Kyk hierdie weet en dalk bou jy vir jouself 'n ondersteuningsnetwerk op wat baie belangrik is en dis weer waar ons wêreldgids vir ons so belangrik is. Ja, dis lekker om te sien waar kan ek biltong koop in my omgewing en professionele dienste ontvang. ja, Maar tog is dit ook 'n ondersteuningsnetwerk vir daai dae wanneer dit bietjie swaar gaan. Jy kry sielkundiges wat gaan lys is daar, beraders, maar ook sommer net waar 'n mamma haar speelgroepie kan gaan lys. ja, En dis belangrik, dat jy mense kry wat deur dieselfde as jy gegaan het of selfs gaan en dat jy daar ondersteuning het, net om bietjie uit te kom en te gesels en daai eerlike gesprekke ook te hê. Ek het die voorreg gehad om met een van daai mammas te gesels wat haar eie inisiatief geneem het en vir haar 'n YouTube kanaal begin het en deur dit leer sy kinders Afrikaanse liedjies sing en sovoorts en dis fantasties. Ek is mal oor om dit te sien. Maar ek is nou al 10 jaar uit die land uit en ek het nou al albei kante van die spektrum ontmoet. Ek het die Suid-Afrikaner ontmoet wat regtig huis toe verlang. Hulle is dankbaar hulle is hier, dit gaan goed. Maar daar is daai kultuurgap wat jy net nie kan vul nie. Maak nie saak hoeveel biltong jy eet nie. En dan soek hulle dit in die byeenkomste. Hulle soek dit waar SA Events konserte reël en dit is hoe hulle dan inskakel by hulle medemense. Maar dan kry ek nou weer die ander een wat is soos maar jy het oor see getrek. Hoekom sing jy nie hoekom sing jy nie die Australiese volkslied as Australië rugby speel nie? Want Australië kan nie rugby speel nie. En dan hoekom hoekom word jy nie presies soos die mense nie? En in 'n mate ek kan regtig poëties en diep daar gesels as ek moet my kinders in die verhaal inbring en sê dat ek het dit gedoen deur die feit dat my kinders word nou Australiaans groot. Dit is nou hulle kultuur. En ek is jammer, ek het in Suid-Afrika groot geword, so yes, ek het die keuse gemaak om oorsee te gaan werk vir 'n beter lewe vir my kinders, maar dit beteken nie ek gaan my hele kultuur net kan prysgee nie. Daar's regtig goed in ons Suid-Afrikaanse kultuur wat pragtig is. En dis hoekom ek so dankbaar is vir julle nuusbrief byvoorbeeld wat uitkom en dis vir my lekker om te sien veral as ek mense herken, mense wat ek byvoorbeeld voorheen al meer onderhoude gedoen het of mee gesels het op Facebook om te sien hoe mooi hulle familiefoto's is op julle blog en hoe hulle stories vertel en mense hou nie terug nie. Hulle vertel, hierdie is die goeie en hierdie is die slegte. En een ding wat ek ook gesien het, veral in 'n plek so groot soos Australië, is dat state verskil van mekaar. Dis baie Byvoorbeeld in Victoria het ek gevoel daar's baie minder Suid-Afrikaners in Victoria as byvoorbeeld in Purfontein, maar wanneer daar byeenkomste is dan mense is so honger vir mekaar se geselskap. Waar hier byvoorbeeld yes, dis hier so baie Suid-Afrikaners en dis grey, maar in 'n mate is dis baie so Suid-Afrika. Ek moet nou versigtig wees want môre stap ek in die mense by die werk vas as hulle sê maar wat bedoel jy? Ek bedoel dis lekker hier. Ewen dis jou ervaring, né? En jy's geregtig op jou opinie en jou ervaring, maar dis hoe jy dit beleef. Maar en ek bedoel 'n volgende ou, dis so belangrik jy praat van die state, die lande verskil.
waar ons mense verspreid is. En ek is Ja. so bly jy het genoem van die musiekfeeste. Ek dink ek sê altyd dis meer as net musiekvertonings. Dis waar mense bymekaar kom, 'n gemeenskap, ou vriende en waar hulle net bietjie kan gesels. En selfs met die kinders weet dat hulle so bietjie van die kultuur kan beleef. En jy dra weer daai erfenis aan hulle oor. So dis soveel meer as net musiekfeeste. Ek sê altyd Afrikaans is die puls in 'n hart van 'n gemeenskap. En 'n gemeenskap is waar ons mense is. En Ja. dis hoekom ons die musiekfeeste amper nou al 10 jaar ondersteun. Dis so belangrik. Soos ek sê, dit gaan nie net oor ons vat kunstenaars oor en dis 'n lekker konsert nie. Dis regtig om ons mense daai kultuurtuiste te skep. Ek sê altyd AfriForum wêreldwyd is jou kompas, jou kultuurkompas in die buiteland. Mooi. En soveel van ons mense voel partykeer hulle behoort nie. En as jy klaar is in 'n konsert en jy stap daar uit, dan voel dit weer vir jou, jy het energie, jy kan weer aangaan. Dit is presies dis presies hoe ek en my vrou gevoel het toe ons Afrikaans is lekker bygewoon het in Perth so 2 maande terug. En dit was vir my baie lekker om na die tyd toe ons nou uitry, toe ry ek so verby Arno wat die eienaar is van SA Events en hier staan hy en Roan de Tooy en Bobby van Jaarsveld buite in gesels en toe kan ons nog vinnig so bietjie deur die venster 'n bietjie 'n paar woorde ruil en jy kan nie dis so net hoe Suid-Afrikaners is. Dit maak nie saak hoe bekend jy is of waar jy vandaan kom nie. As daar 'n geleentheid is, gaan ons sit en ons gaan gou eers 'n bietjie gesels en stories ruil. Dit is maar net ons kultuur, soos ek sê. Ja. Dit is jy weet, dis soos 'n braai. Ja. Dit is wat die konserte vir die mense bied en dit is vir my so lekker. Ons het begin, ek dink ons was aanvanklik Afrikaans is lekker net in Australië en Nieu-Seeland. En nou is dit al in Kanada en Europa toer wat elke jaar net uitbrei en groter maak. En wat ook lekker is dat dit so verskillende tipe kunstenaars is wat ons vat. So daar's regtig iets vir almal se smaak. Jy weet of dit dit is baie belangrik en ek dink daar kry Arno die wenresep reg. Daar's regtig iets vir almal. Ons kan nou praat oor die Spoegwolf konserte wat ook is en die opkomende omwinnende konserte wat ons al reeds beplan vir 2026. So ek is baie opgewonde daaroor ook. Ja, soos ons moet nie vir Arno te veel krediet gee nie. Hy het goeie support van wêreldwyd en van oorsee af. Ons moet dit beïnvloed. So by die tyd van hierdie opname vir die van julle wat gewonder het niemand geweet dat daar 'n groot gekuier volgende jaar gaan wees nie. So wil jy die eer hê om aan te kondig wie kom Australië toe en Nieu-Seeland toe? Okay. Die konserte begin Maart maand en dit sal wees Fokhof Polisiekar en Jack Sparrow. So ons is baie opgewonde oor daai konsert. Iets vir die jong mense. Ek kan dit noem as jy AfriForum ondersteuner is daai eksklusiewe korting. So dis is belangrik is dat jy moet inteken op die nuusbrief en dan kry jy daai eksklusiewe korting. So ons stuur altyd voordat dit die groot nuusbreek van die konserte en wie die kunstenaars is, stuur ons 'n spesiale nuusbrief aan ons mense in die buiteland uit en dan sê ons vir spesifiek sê byvoorbeeld jy bly in Brisbane, dan sal ons sê hierdie konsert is hierso en jy kwalifiseer vir daai korting en dan gee ons vir jou 'n baie spesifieke promosiekode. So ons is baie opgewonde. So ek kan noem die 27ste Maart is hulle in Brisbane, dan die 28ste Maart in Auckland en die 29ste Maart in Perth. En die kaartjies sal oop wees teen die tyd wat hierdie episode uitgesaai word. So ek wil julle aanmoedig om nou al die kaartjies te koop. Ek dink dit gaan baie populêr wees. Dit gaan so gewonde want dis 'n ander tipe konsert wat ons gewoonlik doen. Dis so ek dink dit gaan so vinnig uitverkoop wees. En daar's baie mense wat val die ouer geslag gaan wees, maar hoekom sal ek byvoorbeeld daai tipe Afrikaanse rock wil gaan bywoon? Ek het byvoorbeeld die voorreg gehad om vir Fransja en die Gevaar te gaan ontmoet in Sydney en ons het bietjie rondgery in Kaappoel karaoke gedoen. Ons het 'n paar in Alibi, hy was ook daar. En dit was regtig 'n baie lekker ondervinding en die persone wat hulle was so plat op die are. So goed geaard. Dit was regtig net 'n baie wonderlike en ek probeer hard so die sweet tap my af, ek probeer hard die Engels praat. Dit was 'n baie wonderlike ondervinding en ek sal almal aanmoedig wat as jy niks aan het in Maart maand volgende jaar nie, maak 'n plan en kry jou kaartjies om vir Fokhof Polisiekar en Jack Sparrow te gaan bywoon, want
dis a once in a blue moon opportunity in die buiteland om daai twee groot megagroepe van Suid-Afrika in een dorp te hê in die buiteland. Dink ek is net jy moet jou kaartjie koop net sodat jy kan sê jy was daar. Steven, is so belangrik dat jy dit sê. Ons onthou hulle moet die konserte ondersteun. Hoe meer julle die konserte ondersteun, hoe meer konserte kan 'n mens hou en kan 'n mens 'n verskeidenheid van kunstenaars oorvat. Ons kry baie in die Facebook kommentaar, hoekom kom julle nie hiernatoe? Hoekom kom julle nie hiernatoe nie? Maar die feit van die saak is dan moet julle dit ondersteun. Dit kos baie geld om kunstenaars oor te vat en om so konsert bymekaar te sit. En as dit geondersteun word, motiveer dit dat ons 'n volgende konsert daar kan hou. En ek SA Wens, ons is baie dankbaar vir hulle. En jy het genoem ons dra by AfriForum wêreldwyd en oorsee. En ek wil bydra tot dit. Dis die waarde van 'n netwerk. Sorg as jy in die buiteland is dat jy deel is van 'n netwerk. Of jy nou ingeteken is op oorsee, of jy AfriForum wêreldwyd volg op sosiale media en 'n ondersteuner is, en of jy die konserte bywoon, en of jy net betrokke is by 'n kerk in die buiteland. Niemand is 'n eiland nie, en hoe sterker jou netwerk is, hoe beter. Presies. En dis verniet. Ek meen dis nie asof jy 'n fooi hoef te betaal om deel te wees nie. En ek weet wêreldwyd kan jy as jy in 'n posisie is om finansiëel by te dra, dis ek noem dit 'n pay it forward system, en dit help weer vir julle netwerk en julle platform om langer en verder voort te bestaan en ander mense weer die geleentheid te gee om julle nuusbriewe te lees, om julle wêreldgids te gebruik. Ek weet nie, wil jy dalk so 'n bietjie gesels oor julle wêreldgids, want ek dink ek feature op 3 verskillende afdelings. Ja, ek is bly jy noem dit. Al die dienste van AfriForum wêreldwyd is gratis. Of ons nou advies gee vir burgerskap, aangeleenthede, migrasie nuus, die nuusbrief, die webtuiste, die wêreldgids en so meer is gratis, maar uiteraard is 'n inisiatief van AfriForum en om dit voort te gaan, het jy maar donasies en ondersteuning nodig. So ons bied AfriForum internasionale lidmaatskap bied ons aan. So jy kan byvoorbeeld betrokke raak deurdat ons vir jou familie veilig hou in Suid-Afrika met ons buurtwag aksies en ons veiligheid inisiatiewe en dat ons aktiwiteite en projekte hier in Suid-Afrika nog ondersteun en ook die mense in die buiteland. En weer eens, daar kom ons terug by die wêreldgids. Dis nie net 'n platform om take te doen nie, dit gaan oor daai ondersteuningsnetwerk. So enigiets wat te doen is, of jy nou jou eie onderneming het of 'n diens is. Ek dink byvoorbeeld, gaan lys jouself. Jy kan byvoorbeeld 'n mamma wees en jy is 'n goeie proefleser. En iemand in Suid-Afrika kan jou dienste raak sien en van jou gebruik maak. Of jy nou 'n webontwikkelaar is, daar's soveel, ek dink daar's meer as 40 kategorieë op die wêreldgids. So daar's regtig iets vir almal. En ondersteun mekaar se ondernemings en ondersteun mekaar ook in die buiteland. Dis so belangrik. Of dit nou is oor Afrikaans of Afrikaanse dienste of 'n Suid-Afrikaanse produk is. Dis belangrik dat ons mense ondersteun en dis die hele doel van die wêreldgids, dat ons daai netwerk ook wil sterker kry. Of jy nou selfs al werk jy vir 'n bekende prokureursfirma en jy's 'n prokureur en jy kan dalk iemand help in Engels met hulle in Afrikaans help met hulle testament. Hoekom dan nou nie? Gaan lys jouself. Sê jy is by hierdie dokterspraktyk en jy kan Afrikaans help. So gaan lys jouself of gaan lys jy die praktyk en die praktyk is Engels. Of wat is nou lekker as jy siek is en jy kan Afrikaans verduidelik wat is fout met jou. Ja, presies. Ek het onlangs Recruit ZA en Recruit ZA is my nuwe venture. Ek het toe saam met 'n ander koppel in Victoria het ons koppe 'n bietjie bymekaar gesit. Oorspronklik het ek die jobboard op oorsee gehad en dit het baie besig geraak. Ek het gevoel later die nood vir Suid-Afrikaners om geleenthede oorsee te soek is so groot. Hulle het op die oorsee app net vir dit gebruik. En dit was nooit my intensie nie. Dit was supposed om 'n social media app te wees. En toe ons was 'n bietjie gesels, so sê ek, okay, ek gaan die hele stelsel oorsit op sy eie hemisfeer en dit gaan baie baie goed met 600-700 job seekers op die oomblik en ek sê maar ek praat nou Engels. En 20-30 recruiters, heelwat service providers, baie van hulle wat ook baie bekend is aan wêreldwyd want hulle werk in Afrikaans, hulle het Afrikaanse besighede hier in Australië byvoorbeeld, as ook Breitenbergs wat in
in Suid-Afrika is, wat mense help oorgaan Engeland toe en so. En ek het deur hierdie hele nuwe avontuur wat ek nou aangevat het, regtig gesien mense wil graag hulle soek 'n opsie om meer te maak van hulle self. En baie van hulle registreer nie noodwendig om oor see te gaan werk nie, maar net om vir hulle self te adverteer vir mense wat in Suid-Afrika vir hulle geleenthede kan gee. Want daar's nou recruitment companies wat werk in Johannesburg adverteer, Kaapstad, Port Elizabeth. So ek voel ek het nou per ongeluk het ek 'n Suid-Afrikaanse LinkedIn gaan kry uit, sodat mense nou hulle self bietjie kan showcase. Waar oorsee is nou die sosiale aspek van dit, waar mense met mekaar kan kom, 'n braai kan reël en kan sien waar byeenkomste is en so, ook maar baie soos wat wêreldwyd doen en wat SA Events doen, en waar Recruit ZA is meer die ernstige gedeelte van dit, waar mense nou hulle self bietjie kan lig op hulle skyn en dan hopelik of 'n geleentheid oorsee kan kry of 'n geleentheid in Suid-Afrika self kan kry. Steven, wanneer ek artikels skryf, is dit meestal uit navrae wat ek ontvang. En ek kan nie sê hoeveel keer kry ek daai navrae wanneer dit amper te laat is nie. So uiteraard partykeer as mense besluit hulle gaan immigreer oor redes of hulle nie werk kry in Suid-Afrika nie, word hulle maar partykeer uitgebuit. En mense maak valse beloftes. So ons kry byvoorbeeld ook die kinders wat in die buiteland gaan werk. So hulle wil nou gaan Engels gee en bietjie ondervinding opdoen. Dan doen daai maatskappy, baie van die maatskappye doen dan vir hulle verkeerde visa, vir 'n verkeerde visa aansoek. En dan sal die kind daar kom, dan sal daai kind se paspoort letterlik ingeneem word. En dan waar sit jy dan? Dan sê hulle nee, jy moet nou eers vir hierdie visa en jy moet dit betaal en jy moet dit. En dis die tipe goed wat ons elke dag hoor en sien. En dieselfde met mense wat oorsee gaan werk en dan raak hulle in die moeilikheid. Dan vra ek vir hulle, okay, waar is die dienskontrak opgestel? Hoe lyk dit? Nee, daar is nie een nie. Weet, dan wil jy nou bepaal wat se wette is dit? Nou Suid-Afrikaanse wette of die land waar hulle woon. So mense word regtig uitgebuit en baie valse beloftes gedoen. So as hulle 'n betroubare platform soos jy nou sê die webtuiste van jou kan volg, is dit so belangrik. Ons kry partykeer selfs mense wat ewe skielik jy het nooit gedink, is jy medies ongeskik of jy kom in 'n ongeluk. Wat dan nou? Jy dink nie aan het jy medies, gesondheidsorg, al daai faktore en jy verloor dalk jou werk en dan sê die hartseer verhaal dan daai mense nie eers genoeg geld om 'n kaartjie terug te koop Suid-Afrika toe. En dis een van die goed wat ek gedoen het, wat ek ek meen vir my vrou sy sal herken, ek werk hoopeloos daar. Maar ek sit elke dag en ek gaan soek companies wat goeie reviews het. Ek kan nou name noem, Joey Barnard, hulle Kotse Law, Marlene Prentice. Dis mense wat wel gevestig is hier in Australië byvoorbeeld. Ek gebruik nou Australië as 'n voorbeeld, maar Recruit ZA werk wêreldwyd en ons het nou vir mense geleenthede in Amerika gekry, Engeland, dit is en Nieu-Seeland. Ek het nou 'n groot recruiter uit Nieu-Seeland gekry wat baie goeie reviews het. Hulle het baie mense al gehelp, want ons gaan nie net enige ou toelaat om op die platform te kom en dan direk met ons jobseekers te begin gesels nie, want hoe weet ons, jy is nie daar om nou vinnig 'n deposito te vat by die persoon en dan help jy hom nie ordentlik nie. Ons gaan kyk. Soos ek het seker gemaak die registrasie vorm op Recruit ZA is comprehensive in die sin van jy moet bewys jy is wie jy is. Jy is geregistreer en jy mag die werk doen wat jy aanbied vir mense. En dan voor ek die account aktiveer, gaan kyk ek eers. En ek gaan maak seker. Want op die einde van die dag, as ons jobseekers nou voel, hier is nou 'n geleentheid, hulle apply nou vir die werk en hulle word ingeloop, dit kom terug na ons toe. Nie na die recruiter of na die service provider toe nie, want hulle het dit op Recruit ZA genoem. En dis hoekom dit so belangrik is om soos jy gesê het, 'n betroubare platform te hê waar die mense met wie jy werk betroubaar is. En dis wat my so opgewonde maak, is dat ek al almal en hulle is kompeteer met mekaar. Maar soos wat Suid-Afrikaners is hulle goeie mense, hulle kom goed uit die werk. Hulle het ek almal bymekaar gekry by die een platform. En ja, one stop shop. En Steven, dis weer die waarde van 'n netwerk.
soos ek sê, AfriForum wêreldwyd is daar om die kultuurtuise te wees en mense te help met hulle taal en hulle identiteit te behou en ook op betroubare inligting. Hulle besluit op betroubare inligting berus. Nie net as hulle in die moeilikheid kom nie, dat we die nodige navorsing vooraf doen. En dis waar jy help en soos SA Events met die konserte. So elkeen het 'n plekkie en dis wat ek probeer oor en oor vir mense sê in die buiteland. Bou jou netwerk so sterk as wat jy kan, jou ondersteuningsnetwerk. Nie net vir die dae wanneer die verlange te veel raak nie, maar jy weet nooit wanneer jy daai netwerk gaan nodig hê nie. En ondersteun mekaar. Ondersteun jou mede Suid-Afrikaner. En ja, ek dink ons mense, ek noem dit keyboard soldaatjies. Ons is maklik om sosiale media, gou in die kommentaar, wees opreg, deel met iemand iets. Dis dalk net hoe hy voel. Vandag kry hy swaar. Hy beteken nie hy's nou spyt uit geïmmigreer of iets nie, maar moenie mekaar afkraak nie. Wees opbouend of dis maklik. Gaan net verby. Dan hoef jy nie iets te sien nie. En baie van die Facebook blaaie wat ek volg, partykeer dink jy, "Sjoe, hulle het soveel followers. Hulle moet betroubaar wees." Maar is net omdat daar kontroversie is. So en dis vir my belangrik dat ons het nie daai bly en gly debat by AfriForum wêreldwyd nie. By AfriForum sien ons regtig die mense in die buiteland as ambassadeurs en dat hulle ons verder kan help om ons doelstellings te bereik. En dis vir ons die waarde. Dat elkeen wat besluit om integreer nog steeds hul taal en kultuur kan uitleef en gesonde mense is. Waar ook hulle kan wees, want julle is ook vir ons van waarde. Julle bly tog ons familie, soos ek altyd sê. Daar's baie negatief in die wêreld, maar ek glo as jy veral as jy goed so in die publiek uitsit, probeer dit positief hou. Ons het 'n bietjie gesels oor SA Events oor Volkspolisie Karre Jack Barrow wat Maart maand kom, maar hulle het wel aangekondig nog so 'n paar events. Hulle het nie die datums gegee nie. En ek het gevoel dit sal dalk net vir die mense, vir die ouer geslag wat voel, okay, hulle is nou, hulle gaan regtig nie vir 'n polisiekar gaan kyk nie. Net soos 'n bietjie van 'n opsomming gee van wie kom. Ek het hier wat ek kan sien, Steve Hofmeyer en Snotkop is in is dit Dubai ook volgende jaar, Amsterdam. Vir wie jy nog daar? Kom, ek gaan vir jou die kunstenaars is Liesel Pieterse, Steve Hofmeyer en Snotkop. Weer eens, dis 'n lekker verskeidenheid. Daar's iets vir almal se smaak. En soek by wêreldwyd die hele weet alles. Kom. En onthou nou Afrikaans is lekker. Australië en Nieu-Seeland was vir die eerste keer 'n produksie hierdie jaar. So daar was ligte, daar was kunstenaars wat saam met mekaar opgetree en daarop gaan ons nou net bou. So dit volgende jaar gaan regtig groter, beter wees as ooit en ons gaan kyk dat ons dit by al hoe meer Afrikaans is lekker konserte aanbied. So ek gaan vir julle sê waar hulle gaan optree. Die 15de Mei gaan Dubai wees, die 16de Mei Amsterdam, die 22ste Mei Newry Noord-Ierland, die 23ste Mei Manchester en die 24ste Mei Londen. En dan weet ek Arno is besig om hard te beplan, daar's dalk nog 'n konsert of twee op pad vir die Europa toer. So weer eens, volg ons op sosiale media, sorg dat jy ingeteken is op die nuusbrief, dat jy eers weet van daai konserte wanneer dit dat jy nie ons kry altyd is daar nie nog kaartjies beskikbaar en dan is dit uitverkoop. So dis nog lank voor die tyd, as jy nou al jou kaartjie verkoop, vergeet jy al lankal wat jy betaal het teen Mei maand. Ja, ek sal nou al erken, ek weet presies wie kom Australië toe, maar dis nog nie public nie, maar vir die ou wat met die regte hoeveelheid geld betaal, ek sal vir jou fluister. Daar weet ek meer, Steven, kom ons hou Nee. Ek is seker jy weet meer as ek. Ja, en ons is hard om besig te beplan in Afrikaans is lekker Kanada ook en daar's ook opwindende kunstenaars. So julle het gevra en ek dink ons het geluister. So ek dink nie hulle is op teleurgesteld wees om te weet wat die kunstenaars daar ook is nie. Ja. Weet jy wat ding ek voel ons het dit hier gesê en dis hoekom ons moet aandele besit en as hierdie ooit gebeur. Afrikaans is lekker dokumentêr. Ek praat van iemand wat saam met die kunstenaars by Kaapstad of Johannesburg op die lughawe opklim, hulle volg al die pad deur die hele toer en dan snapshots van alles kry en dan totdat hulle weer terugkom huis toe. Wat dink jy van daai idee? Dit sal nou regtig die kultuur en die atmosfeer en die emosie vang van so 'n toer.
Is altyd vir my lekker wanneer ek artikels skryf as ek nou die konsert agterna deel en sê hoe dit gegaan en op sosiale media die foto's dat baie van die Suid-Afrikaners selfs in Suid-Afrika, hulle het groot waardering om te sien hoe mense in die buiteland nog steeds hulle taal en kultuur uitleef en hoe lekker dit was. En ek dink regtig daar's waarde tot dit. Ek dink ons moet daar 'n bietjie meer besprekings rondom dit hê. Ja, Maar intussen tyd dink ek kan mense maar inteken op AfriForum TV vir daai Afrikaanse kykgenot. Van die ja. 2 jaar terug wat ek en jy gesels het hulle nogal redelik uitgebrei en daar's regtig inhoud vir elke ou se smaak. Of jy nou 'n jagter is en 'n avontuurlus, is daar episodes, daar is musiekblyspelle, daar's dokumentêre, daar's Ja. Afrikaanse flieks, daar is Afrikaanse reekse wat jy kan volg en dan vir die kinders is daar eindelose kykgenot. Hulle het tot 'n Afrikinders toepassing waarop jy Ja. as jy nou nie wil hê jou kind moet op al die inhoud van AfriForum TV dalk kyk nie, dan laai jy die toepassing af Afrikinders en jy weet dis veilig en dis Afrikaanse belangrik. kykgenot vir jou kinders in Afrikaans en wat lekkerder om hulle Afrikaans te leer. Dis so maklik soos dit. En jy hoef nie te worry oor soos byvoorbeeld op die YouTube waar daai advertensies opduik en jy weet nie waarop jou kind klik nie. So dis regtig 'n veilige manier. En weer eens, ons probeer altyd by AfriForum Wêreld vir julle ook dat julle eerste is om te weet van daai Afrikaanse kykgenot. Byvoorbeeld musiekblyspelle wat in AfriForum Theater plaasvind, dit is almal nou op AfriForum TV beskikbaar wat jy Ja. kan gaan kyk, soos byvoorbeeld Die Gelofte. En ja, soos ek sê, daar's regtig iets vir almal se smaak en ja, skryf vir ons, sê wat wil julle kyk? Dis ook altyd lekker. En selfs met die Boerse konsert, vrou. Wil boerse vrou kyk. jong, dit is altyd so moeilik. Mense vra altyd van hoekom kan ek nie hierdie seepie nie en hoekom kan ek nie die seepie kyk nie. Dis belangrik dat mense weet daar's bepaalde lisensies partykeer betrokke. So ons kan nie al die inhoud op AfriForum TV laai nie en baie van die inhoud op AfriForum TV is ons eie inhoud. So jy kan Ja. dink wat kos daai produksies en om daai lisensies te bekom is ook nogal enorme bedrag. Maar ons is baie trots om te sê die Vetkoek Paleis is dit onsself gegenereer en mense kan daar gaan loer. Vetkoek Paleis 2 en 3 is op AfriForum TV beskikbaar. So teken asseblief in. Ja. Ek het die Spoeghof se want ek het vir Daniël by die lughawe gaan optel laas jaar. Toe vertel hy dat julle 'n show geskiet het met hulle in en die fish and chips winkel waarin hulle was in Gordons Bay ken ek baie goed want ek het net so om die draai gewoon. En toe was dit nou my lekker om te hoor hoe hulle nou vertel hoe hulle daar aangegaan het en bestel het en daai tipe goed. So ek het daai episode het ek gekyk en ek gaan definitief verder doen. Dit is wonderlik. Jy verstaan nie hoe great dit is nie. Dis een van my mees fondste memories van kleintyd af is die Afrikaanse TV. Ek het groot geword in die tyd van Sweet and Short en Tolle van 'n Merwe en dit was goed wat op TV was en dis goed wat ek mis. Ek mis daai stories en ek mis die emosie wat dit in my gestir het toe ek dit gekyk het. En ek hoop dat mense dieselfde gaan ervaar as hulle in AfriForum TV kyk, veral nou met ander netwerke wat ek dan nie gaan noem nie, wat nie meer uitsaai in die buiteland nie. So baie dankie vir dit. En net so bolangs hulle kan dit op hulle fone kyk, op iPads en tablets. Wat van smart TV's? Dit is beskikbaar op smart TV's, so jy kan dit daarso kyk. Ja, en as hulle sukkel is altyd welkom. Stuur vir my 'n e-pos. Ek sê hulle verwys na die regte mense by AfriForum TV en dan help ons graag as daar tegniese probleme is. Maar soos ek sê, dis soos ek hulle tot hulle eie app. So ons sit so eers 'n nommer hier onder op die skerm en sê ek sê jy moet daar kontak vir tegniese probleme. Nee, wêreldwyd uit afriforum.co.za, dit is so maklik soos dit en ek sal dit aanstuur vir AfriForum TV. Maar hulle kan net gaan kyk. AfriForum TV is ook op die sosiale media kanale en op Facebook, so hulle kan al die inligting daarso kry en hulle sê gereeld ook waar dit beskikbaar is en waar hulle dit kan gaan kyk. So ja, jy kan dit geniet op jou foon of selfs op jou slim televisie. Slim televisie, sien? Die Afrikaanse woorde is ek lief daarvoor. Ek gaan dit alles leer.
So en baie dankie. Daar is ek voel nog baie wat ons oor kan gesels. Vertel net vir ons wat volgende. Ons het nou daar was nou 'n goeie 2 jaar omtrent gap tussen ons onderhoude en daar's so baie gebeur. Veral AfriForum TV en SA Wens, julle bydra by SA Wens, dit het ook aansienlik gegroei. Wat is daar nog op die horison? Waarna kan ons uitsien? Ek dink mense dink altyd wat volgende dan moet nou 'n nuwe projek is, maar daar's soveel van ons goed wat 'n groot sukses is en om daarop te bou en regtig te kyk dat ons diaspora in die buiteland tot die beste van ons vermoë kan bedien. Met betroubare inligting, met die mees hoëgehalte nuusbrief, met 'n webtuiste van inhoud wat jy wil hê en dis regtig 'n oop uitnodiging wat ek vir almal wil stuur. Ek skryf artikels wat ek navraag kry en as 'n mens goeters raak lees, byvoorbeeld op 'n Facebook groep en verskillende onderwerpe. Maar dis moeilik partykeer om jou kinders Afrikaans groot te maak. Dis ook iets waaroor ons skryf. So ons kyk regtig dat ons daai dienste kan uitbrei en regtig oor elke onderwerp. Maar sê vir ons ek wil 'n artikel bietjie hê oor hierdie of lees. Selfs baie mense sê vir my sê ek vir hulle deel jou ervaring. Dan sê hulle ons het hierdie artikel so geniet wat hierdie persoon geskryf het en ek het deur dieselfde gegaan. Dan sê ek maar hoekom skryf jy nie? Dan sê hulle nee, hulle is nie skrywers nie. Begin net. Met my ek het 'n ongelooflike span agter my en daar's 'n taalbureau en ons sal die teks redigeer en vertaal en als. Maar skryf net. Begin net daai en dis dalk al wat jy nodig het om bietjie uiting te gee aan jou emosie en jy kan regtig iemand anders help wat dalk deur dit gaan. Soos ek sê, ons wil regtig net kyk dat ons regtig eerste is om die beste te bied vir ons mense in die buiteland en dat hulle nog steeds hul taal en kultuur kan behou en voel julle behoort. En dat ons nie net sê julle is die ambassadeurs, dat ons dit regtig bedoel. En uiteraard jy het genoem al hierdie goeders kos geld. So raak betrokke. Kyk waar jy wil betrokke is, of dit by AfriForum se veiligheidsstrukture is of dit dalk is om ons taal en kultuur uit te bou. Julle weet almal dat Afrikaanse skole op aanval was met die nuwe Bela wetgewing en al daai goed. So donasies help met ons regstryde in die hof en om die beste te beding vir ons mense wat nog hierso is, vir jou mense wat nog hierso is. So tussentyd het ons buurtwagte aansienlik uitgebrei, ons veiligheidsstrukture, opleiding wat ons vir mense op plase gee. Ek dink byvoorbeeld hommeltuie wat ons nou opleiding vir hulle gee. So jy kan al ver uitsien. En dat ons baie keer selfs met die polisie in Suid-Afrika saamwerk, dat hulle nie eers die nodige toerusting het nie. Het jy gesê hommeltuie? Ja. Ek moes daai woord 10 keer nou my kop deurspeel. Is dit 'n drone? Dis 'n drone. Dis inderdaad 'n drone. So, Steven, jy kan elke dag gaan ek vir jou WhatsApp stuur met ja. Hier. Ons mense by AfriForum se veiligheidsstrukture se lyk net aansienlik groter, maar ek het al 'n paar groot drones gehad. Ek het 'n drone lisensie in Australië, so ek het al 'n paar van die grootes gevlieg. Maar hierdie is nie 'n drone nie, so hierdie is 'n hommeltuig. Dis staat ek iets geleer. Ek is mal oor daai. Ons probeer altyd vir julle nuus uit Suid-Afrika ook gee. Nou, as jy wil slegte nuus lees, daar's baie koerante waarop jy kan inteken en gaan lees oor die slegte nuus, maar ons by AfriForum wêreldwyd sal nooit net slegte nuus deel nie. Ons deel die probleem dalk, maar met 'n oplossing. Waarmee AfriForum waarmee AfriForum besig is en dis werkbare oplossings wat ons op grondvlak vir ons mense bied. Teken in en kyk waar jy kan betrokke raak. Jy nou voel sterk oor veiligheid, die ander een oor onderwys en die ander oor kultuur. En al is dit dalk is dit jou kundigheid, dalk is dit nie altyd finansiëel nie. Raak betrokke en bly betrokke. Dis vir ons belangrik. Baie dankie. En van oorsee se kant af, weer eens wat ek gesê het 2 jaar terug, waar ons julle artikel sien, sal ons dit deel sover as wat ons kan. Ek waardeer die netwerk en die vriendskap veral, en hoe jy oorsee so gehelp het, veral met die events en so wat ons gereël het, soos Makiti by die Mais, ons het nou nog 'n event, Barrington, wat nou oor oujaar is hierdie kant,
En ja, net die ondersteuning deur dit te share op julle sosiale media, dit is baie waardeer en dit wys my net weer eens iets van die Suid-Afrikaanse karakter om mekaar by te staan. En ek is regtig opgewonde om te sien wat gebeur oor die volgende 2 jaar en ons moet tog nog nie so lank wag voor ons weer gesels nie. Ja. En ook ek hoop om jou eendag hier te sien by Afrikaans is lekker. En dan ja, kan ons rommeltuie gaan vlieg. Steven, dankie dat jy my genooi het en dankie ook wat julle vir ons mense beteken. Ja, dis van groot waarde en ons beslis nie 2 jaar wag nie. Ons moet meer gereeld gesels, dan sal ek vir jou Afrikaanse lesse gee. Great. Wel, voor jy gaan, ek gaan hierdie recording stop en dan moet jy net wag want ek wil eers weet wie almal Afrikaans is lekker toe gaan want blykbaar het ek nie al inligting nie. So vir die van julle wat gekyk het, sê ek baie dankie. En dankie vir julle ondersteuning en gaan kyk asseblief uit na AfriForum wêreldwyd. Hulle is op Facebook en ja, jy kan hulle nie mis nie. Hulle artikels is pragtig, hulle foto's is uitstekend en as jy 'n besigheid in die buiteland het, sluit gerus aan en lys jou besigheid op die wêreldgids. Ek weet dit het my persoonlik baie gehelp. Dankie Steven.